Dit is beskikbaar ook op YouTube. Skakel gerus ook daarin, as jy nie die TV-stasie kan kry nie. En dan wil ek verder ook net vir ons sê, as vandag ons bietjie praat oor getuienisse en geloof. Wat is geloof en wat is getuienisse? Ek en jy moet gaan kyk, waar kom ons geloof vandaan? Kry ons maar net geloof deur die lees van die woord? Of kry ons getuienisse, geloof deur getuienisse? Geloof is 'n genadegawe van God. En God wil hê ek en jy moet saamwerk deur sy program, saamwerk deur sy plan vir ons in ons lewens. Ek en jy moet tesame staan en saamwerk mekaar vertel van God. Want as ons vir mekaar vertel wat God in ons lewens doen, dan lewer ons getuienisse. En daardie getuienisse maak ons sterk, sodat ons geloof sterk kan wees. Want geloof is dit wat ons sien, wat ons nie kan sien nie, en wat ons nie kan hoor nie, maar waarin ons glo. As ons in die Bybel gaan lees, en ons gaan kyk na getuienisse, dan sien ons, dat daar is so baie getuienisse op elke bladsy van die Bybel. Ons kan in die begin dink, Adam en Eva, wat se getuienis is daar? Miskien nie 'n positiewe een, maar daar's 'n getuienis toe hulle verlei is deur Satan. En daardie getuienis vertel ons hoe God hulle gestraf het deur hulle uit die paradys uit te skuif. Ek en jy kan daardie getuienis gebruik om ons familielede, ons kinders, ons vriende, almal te leer wat is die nagevolge van sonde. En volgens die woord is die nagevolge van sonde die dood. En niemand wil graag doodgaan. Maar Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ons nie nodig het om te sterf vir ons sondes nie. Dat ons nie nodig het om gekruisig te word nie. Ek en jy kan ook verder in die woord gaan lees. En ons gaan kyk na dinge wat gebeur het, wat getuienis is. Ons dink aan Noag toe hy die ark gebou het. God het hom 'n opdrag gegee. Noag het 120 jaar gebou aan daardie ark. Die mense het daar verbygekom en hom gelag. Mense het gedink hy's mal en hy weet nie wat hy doen nie. Maar Noag het moed gehad, want Noag het geloof gehad. En hy het aansien in die oë van God gehad. En nadat hy vir 120 jaar aan hierdie ark gebou het, en hy en sy vrou en sy 3 seuns en hulle vrouens, saam met die diere wat God gesê het, in hierdie ark ingegaan het God hierdie deur agter hulle verseël, sodat daar nie water sal ingaan nie. Dit het 40 dae en 40 nagte lank gered. Die water was tot oor die berge, alles wat gelewe het, het verdrink, alles het vergaan. Maar Noag en sy vrou en sy kinders, en hierdie diere was veilig binne in die ark. En na 'n tyd, 'n lang tyd, wat hierdie water weggesak het, het God hulle uit die ark uit laat kom, en weer vir hulle die opdrag gegee, vul die aarde. En dis wat hulle gedoen het. En kyk hoe baie mense en diere is daar vandag op die aarde. As ons gaan kyk na die verhaal van Samson, Samson het met 'n Filistynse meisie uitgegaan, en hy was baie lief vir haar gewees, maar sy het hom eintlik net verlei en mislei, sodat sy wou gehad het, dat die Filistyne hom moes doodmaak. En so sy dan sy hare afgesny het, hy sy krag verloor het. Maar Samson het sy geloof behou, en Samson het vir die Here gevra, gee vir my die krag, sodat ek hierdie 2 pilare in mekaar kan trek, dat hierdie gebou in mekaar kan val, en dat hierdie Filistyne saam met my kan sterf. En deur sy geloof was God hom genadig, en het God hom daardie krag gegee wat hy nodig gehad het, sodat hy daardie pilare kon in mekaar trek. En daar was 'n klomp Filistyne wat saam met hom gesterf het. Kom ons kyk na Daniël in die leeukuil. Daniël en sy vriende het geweier om voor die koning te buig, neer te buig, want hulle het gesê hulle buig net voor een, en dit is vir hulle God, wat in die hemel is. En dit is die regte ding om te doen. Hulle het God nie verloor nie. Daniël is in hierdie leeukuil gegooi waar die honger leeu's was, maar God het hierdie leeu se monde gesluit, sodat hulle hom nie gebyt het nie. En die koning kon dit nie verstaan nie. En hy het Daniël se 3 vriende in 'n vuuroond laat gooi, waar die hitte 7 keer hoër was as gewoonlik.
'n ander gewone mens so binne sekondes weggebrand het. Maar daar het 'n Engelse ou met hulle hierdie oond rondgestap. En hulle het uitgekom en hulle het nie eens geruik na rook nie. Hulle hare was nie eens geskroei nie. En dit het ook hierdie koning ontstel en hy het nie regtig geweet wat aangaan nie. En daarom het hy ook besluit om die God van Daniël en sy vriende aan te neem en hulle hom te aanbid. Daar is baie verhale, kom ons kyk na Dawid. Dawid is vir ons 'n baie goeie voorbeeld. Daar is so baie getuienisse wat koning Dawid vir ons gee. Wanneer ons kyk na koning Dawid, dan gaan kyk as die eerste verhaal wat by ons opkom, is toe hy teen Goliat geveg het. Dawid was maar 'n klein mannetjie gewees. Hy was 'n veewagter, hy het skape opgepas in die veld. En hy het op 'n dag vir sy broers kos weggeneem na die slagveld toe, waar hulle geveg het teen die vyand. En Dawid het daar gekom en hy het gehoor dat by hierdie Filistyne is daar 'n klomp, is daar 'n Goliat, 'n reus, wat die Israeliete uitgedaag het om teen hom te veg. En daar was 'n ooreenkoms gesluit, dat as die Israeliete die oorlog wen, sal die Filistyne hulle slawe wees. Maar as die Filistyne wen, dan moet die Israeliete hulle slawe wees. En Dawid het vol moed nader gestaan en gekyk, 5 klippies opgetel, sy slingervel afgehaal, klippies in sy leersakkie om sy lyf gesit, een in sy hand gehou waarmee hy die slingervel wou gebruik. En hy het tot voor Goliat geloop. En hy het vir Goliat gesê, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Ek kom na jou in die naam van die Here ons God wat die hemel en die aarde geskaap het. Kyk net daardie geloof. En Dawid het Goliat neergevel met een klippie wat hy tussen die oë getref het. Hy het Goliat se swaard gevat en sy kop afgekap. Dawid het geloof gehad. Dawid was geseën deur die Here. Dawid het geweet dat as God saam met hom is, wie kan teen hom wees? En daarom het hy vir Goliat verslaan. Maar niemand anders kan vir ons daardie krag gee nie. Ons lees in die Nuwe Testament in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus vir ons sê, julle sal krag kry wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So ons kan aanneem dat Dawid en al hierdie ander manne en vroue, gesalf was deur die Heilige Gees, sodat hulle kon doen wat hulle gedoen het. As ons gaan kyk na die verhaal van Rut en Naomi. Rut was Naomi se skoondogter gewees. En nadat hulle mans gesterf het sy vir Naomi gesê, sy gaan saam met Naomi waar sy gaan, en sy sal glo die God wat Naomi glo. En Naomi het wel gesê, gaan terug na jou mense toe, want ek gaan terug na my land toe. Maar Rut het volgehou, sy gaan saam met Naomi. En hulle is dan daar weg, en hulle het by Boas se plaas gekom, en Rut het op die lande gewerk, waar sy koring opgetel het. Boas het haar gesien, en hy het gesorg dat sy ekstra kry. En hy het later met haar getrou, want hy was 'n losser gewees. Hy het haar vrygekoop. Net so is Jesus ons losser, en het hy ons vrygekoop met sy kosbare bloed. Ons is duur betaal, daar's 'n duur prys betaal vir ons, sodat ons nie verlore moet gaan nie. Ons is nie sommer net mense wat niks beteken nie. Nee, ons het baie waarde. En daardie waarde wat ons het, is waarde wat ons heg deur die bloed van Jesus Christus. Kan jy 'n geldwaarde aan Jesus se bloed koppel? Ek dink nie so nie. Want wat is die waarde van 'n lewe? Ek kan dit nie met geld koop nie. Niemand kan 'n lewe met geld koop nie, want jy kry van God. En omdat God ons genadig is, kan ons lewe en kan ons dan ook getuienisse lewer van wat Jesus en God, ons Vader, vir ons gedoen het in die lewe. Kom ons kyk na Paulus. Paulus was 'n dierbare mens gewees. Hy was 'n groot gelowige gewees. En hy het eers die Christene vervolg. En God het hom geroep op die pad en hy het hom gesê om hom te volg. En Paulus het dit gedoen. En Paulus het uitgegaan en hy het die woord verkondig. En hy was verwerp oral waar hy gekom het. En hulle wou hom nie daar gehad het nie. Maar Paulus het hom nie daar gesteer nie. Paulus het gegaan en hy het gedoen wat Jesus al beveel het om te doen. En hy is later gevang en is in die tronk gewerp. Maar hy het nie stilgesit in die tronk en het geween
oor sy situasie nie. Nee, Paulus het gegaan en hy het briewe geskryf aan die gemeentes, aan die Korintiërs, die Efesiërs, die Romeine en nog ander, wat hy briewe geskryf het. En ons kan na die briewe lees in die Nuwe Testament. En daarin het Paulus sy lewe beskryf, en hy het ook beskryf hoe ons as Christene behoort te lewe. Dit is getuienisse van Paulus se lewe, van wat hy doen en hoe hy gelewe het. Ons kan dan ook gaan kyk na ander mense in die woord. En dan kan ons sien dat daar so baie mense is. Kom ons gaan kyk na die getuienis van die ongelowige Thomas. Toe Jesus aan hulle verskyn het na sy opstanding, toe wou hulle nie glo dat dit Jesus was nie. En Thomas onder andere het gesê, as hy nie sy vinger in die wond in sy sy kan sit nie, sal hy nie glo dat dit Jesus is nie. En Jesus het vir hom gesê, Thomas, kom, steek jou vinger in hierdie wond. En toe het Thomas geglo. En hy kon die wonde in Jesus se hande sien en aan sy voete sien. Maar hulle was nie oortuig net oor wat hulle gedink het of gehoor het nie. Hulle wou sien, hulle wou sekerheid hê. En daar is 'n gesegde wat sê, sien is glo. Dit is heeltemal verkeerd. Want as jy glo, sal jy sien in dit wat jy glo. Daarom sal ons ook sien, wanneer Jesus op die wolke kom, om ons te kom haal na die nuwe Jerusalem toe. Ek en jy moet gereed wees. En ek kan net die vraag vandag vir jou vra. Is ons gereed? Is jy gereed? Is jy gereed om getuienisse te gaan lewer van wat God in jou lewe gedoen het? Is jy gereed om vir ander mense te vertel hoe God jou gedra het? Is jy gereed om vir mense te vertel hoe God jou deurgedra het in moeilike tye, diep waters? Die woord sê vir ons, as jy op reg aan hom glo en jy is wedergebore, dan sal jy op slange en skorpioene trap. Jy sal deur 'n rivierstroom loop en jy sal nie weggespoel word nie. Die vuur sal jou nie skroei nie. Dit beteken nou nie jy moet die Here uitdaag en as sprus op slange en skorpioene gaan trap nie. Jy moet nou nie as sprus in 'n vuur gaan spring nie, of in 'n rivier gaan spring nie. Nee, jy moet net jou geloof hou. Wanneer jy wel in daardie situasies beland, sal God jou beskerm, soos wat hy ook al die mense wat getuienisse is in die woord, beskerm het en hulle gelei het. Ek wil graag praat oor Moses. Moses is iemand vir wie ons baie oor kan praat. Moses was gebore in Egipte land. Sy ouers het hom in 'n rietmandjie weggesteek tussen die riete, waar die farao se dogter hom gekry het, en hy is in die paleis groot gemaak. Moses het geweet dat hy nie 'n Egiptenaar is nie, dat hy 'n Hebreër is. Hy het geweet hy is 'n Israeliet. En toe hy groter word, het hy hom dan ook geskaar aan die kant van die Israeliete. En hy het vir hulle opgekom by die koning. En toe het daar eendag Egiptenaar met Israeliet baklei. En Moses het nader gegaan en het die Egiptenaar doodgeslaan en hom begrawe. Hy het gevlug vir sy lewe. Hy was op daardie stadium omtrent 40 jaar oud. En vir 40 jaar het hy gevlug. Omdat hy bang was, hy word gevang en tereggestel. En op sy so 80 jaar oud is, het God hom geroep en vir hom gesê, Moses, kom, ek wil hê jy moet my volk uitlei. Jy moet my volk deur die woestyn lei na die beloofde land toe. Ons almal ken die verhaal. Moses het gesê, Vader, ek kan nie praat nie, want my tong word dik in my mond. Maar God het gesê, ek stuur jou broer Aaron saam met jou, en jou broer sal namens jou praat. En jy sal vir hom sê wat om te praat, want ek sal die woorde in jou mond lê. En so het Moses gegaan, en het met die farao gaan vra om die Israeliete te laat gaan. Maar farao het gesê, nee, hy wil dit nie doen nie. Hy stel nie belang om dit te doen nie, want hulle is sy slawe. En hy het geweier, en ons weet dat God toe die 10 plaag gestuur het, en toe later van tyd toe die farao gesê, ja, ek kan gaan, met die idee daarna om hulle te agtervolg en hulle uit te moord. En Moses het die Israeliete gelei deur die land Goshen waar hulle gewoon het, tot by die Rooi See.
En ek bid tot die Here en hy vra, Here, nou wat nou? Hoe kom ons deur hierdie see? Die Egiptenare gaan ons inhaal. En God het die see oopgekloof en hulle droogvoet deur die see geloop. Dat hulle droogvoet aan die ander kant uitgekom het. En toe hierdie Egiptenare in die Rooi See is, toe het God die waters laat teruggaan. En hierdie Egiptenare, die Egiptiese soldate, het verdrink. Wat 'n getuienis van hoe groot en hoe sterk en hoe goed ons God is. Ek en jy kan net daar uitleer. 40 jaar lank het Moses hierdie volk deur die woestyn gelei. Plus minus 5000 van hulle. Waar was die kos? Waar het kos vandaan gekom? Waar het water vandaan gekom? Waarvan het hierdie mense gelewe? Dit is weer 'n wonderwerk uit God se hand uit. Hy het hulle manna en kwartels uit die heelheid laat val. Genoeg vir elke dag. Behalwe op die Sabbatdag, hulle moes die vorige dag dubbel optel. Moses het 'n opdrag gekry van God. Slaan teen die klip met jou staf. En die klip het in 2 gebreek en dat er van tyd water uitgekom. Genoeg vir al daai mense. As dit nie wonderwerke is nie, as dit nie ons geloof versterk nie, wat sal ons geloof versterk? Wat sal ons doen om ons geloof te versterk? En al wat ons hoef te doen, is om al hierdie verhale, wat die waarheid is, in die Bybel te gaan oplees en te weet, dat ons God is 'n almagtige God. Wanneer ons die Bybel oopmaak, dan lees ons die geskrewe woord van 'n almagtige lewende God. Want God lewe van ewigheid af tot in ewigheid. Hy het sy seun Jesus nie gespaar nie, maar hom laat sterwe aan 'n kruis, waar hy gemartel is vir ons. Jesus het hom doodgebloei aan daardie kruis, tot daar nie meer bloed in sy liggaam was nie, en dan net water uit sy wonde gekom het. Hy is 39 houe gegeesel. Daardie 39 houe is vir ons gewees, sodat ons genees kan word van ons siektes. Is ek en jy gereed om vir Jesus te sê dankie? Is ek en jy gereed om vir God, Vader, te sê dankie? Is ek en jy reg om aan te gaan en te doen wat ons moet doen, sodat ons 'n dag reg kan wees, wanneer Jesus op die wolke kom, om ons te verlos, om ons te kom haal, dat ons saam met hom, en God die Vader en God die Heilige Gees, in die nuwe Jerusalem te woon, waar ons beloon sal word, met kroning, vir die goeie werke wat ons op aarde gedoen het. Ons weet, dat ons in die woord lees daarvan, en baie mense glo, dat as ek eendag doodgaan, gaan ek hemel toe. Maar wat doen hy? Om verseker te wees, hy gaan hemel toe, hy of sy. Jy moet gereed maak. Jy moet jou rug keer op al die sonde. Jy moet jou laat doop deur die Vader, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy moet die salwing van die Heilige Gees ontvang. Jy moet gehoorsaam wees aan die woord, die Bybel. En jy moet strewe na heiligmaking. Jy moet die wapenrusting van God aantrek. En elke dag veg teen Satan en die bose magte in die lig, teen die owerstes van hierdie wêreld, en teen die regerings van hierdie wêreld. Jy moet strewe om te lewe volgens die vrug van die Gees, en nie te lewe na die begeertes van die vlees nie. Want die begeertes van die vlees is sonde, maar die vrug van die Gees is daar om ons te lei en ons skoon en rein te hou. Want ons liggame is 'n tempel waarin die Heilige Gees woon. Hou jou liggaam skoon en rein, want die Heilige Gees wil nie in 'n vuil liggaam lewe nie. En hy sal ook nie. Daarom draai jou rug op die sonde, bekeer jouself, laat jou doop, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kry die salwing van die Heilige Gees, ontvang dit. Wees gehoorsaam aan die woord van God. Gaan doen wat hy ons beveel. Wees lief vir God bo alles, jou medemens soos jouself. Gaan en gemaak disippels van al die nasies, en versprei die woord, verkondig die woord, aan al die nasies, tot aan die uithoeke van die aarde. Kom ek en jy, hef ons hande op na bo, en ons hef ons oë op na bo, na die hemel met 'n verwagting. En ons praat met ons God wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor u heilige troon,
in die heilige naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Vader, ons bid tot U, en ons vra U, om ons sondes te vergewe, en ons skoon te was met Jesus se heilige bloed, sodat ons waardig sal wees, om in U koninkryk in te gaan. Vader, ons vra dat U vir ons sal getuienisse gee, en dat ons dit sal lees en verstaan, en sal hoor en verstaan, en dat ons sal getuienisse gee van wat U in ons lewens doen, sodat ons ook ander se gelowe kan versterk. Vader, ons dank U daarvoor in Jesus se heilige naam, want as ons nie gereed is nie, gaan ons nie saam met Jesus in die nuwe Jerusalem woon. Vader, ons loof U, ons prys U, ons eer U, en ons dank U vir alles in Jesus se heilige naam, want aan U kom toe die lof, die krag, die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid. My geliefde kyker, tot ons weer ontmoet, gaan kyk of jy gereed is, en maak seker dat jy gereed is. As jy nie is nie, praat met jou pastoor, of met jou predikant, of jou evangelis, of as jy nog nie regkom nie, of jy weet nie waar, met wie jy moet praat nie, kontak my gerus. WhatsApp my op 083-578-1035. Ek herhaal my nommer, 083-578-1035. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Wees gereed, en mooi loop tot volgende keer.